Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Dankie dat jy hierdie week saam met ons gekuier het. Ek hoop jy het 'n awesome naweek. Ek hoop jy geniet dit en ek hoop jy's geseënd en veilig. En as jy op die pad is, mag die Here so gee dat jy veilig terugkom by die huis ook. Ons is besig om hierdie week te gesels oor wees anders soos Jesus. Hoe kan ek en jy 'n lewe leef wat anders is? Die Engelse woord set apart is vir my so 'n mooi woord. Maar hoe kan ek en jy 'n lewe leef wat anders lyk as die norm? Lyk as die tipiese cookie cutter manier van hoe baie mense die lewe doen. En ek wil ook vir jou sê, sommige Christene voel ek het maar net deel geword van die vloei van dinge. Hoe kan ek en jy uitstaan? En ons het gesels in die week en gesê, die Here het ons geskep en hy het vir ons gesterf, sodat ek en jy nie average kan wees nie. En vandag gesels ons 'n bietjie oor skaamte. En ek voel baie keer is dit vir ons as gelowiges, en ek weet nie hoekom nie, en ek gaan hierdie sê, en jy moet daarmee maak wat jy wil, maar ek beleef 'n baie groot en 'n diep stuk arrogansie, en ek sê dit veral onder blanke Afrikaanse mans. Daar's 'n stuk trots, daar's 'n stuk arrogansie, en dis vir my die moeilikste mense om te bedien. Ek het geen probleem met vuil, stikkend, arm, daar's niks wat my pla nie, maar dis moeilik om deur te dring tot iemand wat vol is van homself, wat arrogant is, wat eie wys is. En ek dink daai staan soms in ons pad. En daar's 'n stuk wat sê dat ek sal nie my knie buig nie, of ek sal nie die mindere wees nie. Maar Christus praat van skaamte en hy druk dit uit en hy sê wat gebeur wanneer ek en jy ons vir hom skaam. En dis 'n diep waarskuwing in my eie lewe en iets wat ek baie aan dink. Maar ons kry dit daar in Markus 8 vers 36 tot 38. Jesus sê, maar vra eers vir jouself die volgende vraag. Wat help dit as ek al die skatte in die wêreld joune is, maar daar is nie vir jou plek by God nie? 'n Mens kan nie vir jou plek by God koop met al die geld in die wêreld nie. En dan vers 38 sê hy, as iemand hom vir my of my boodskap skaam voor hierdie klomp goddelose, slegte mense in die wêreld, sal ek my vir daardie persoon skaam wanneer ek by my wonderlike groot Vader met al sy engele is. Vir my persoonlik is hierdie altyd 'n vers wat my laat dink. Is ek besig om myself iewers te skaam vir Christus en sy boodskap? Leef ek dit met boldness uit? Is ek en jy bereid om met enige iemand op enige plek daaroor te praat? Of is daar nog 'n stukkie in my wat dink, maar hoe gaan Sari van die apteek my sien? Of hoe gaan Piet van die koöperasie nou reageer as ek nou... En hoe gaan ou Hetty van die salon, wat gaan sy nou dink? Ons is so besorg soms oor wat ander mense dink, en wat hulle opinies van ons is, dat ons vergeet dat die enigste opinie wat saak maak is God se opinie oor my en jou. Christus se gewigtige opinie oor my en jou lewe. En mag hierdie, soos wat dit in my lewe is, vir jou ook konstant in jou agterkop maal, dat die Here sê, as jy my vir my boodskap, wat my boodskap en vir my skaam, en dan sal ek myself vir jou skaam voor my Vader. Ek weet nie van jou nie, ek wil nie op daai plek wees nie. Kan ek en jy nie net skaamteloos nie, maar kan ons met boldness staan, met 'n dapperheid. Mag ek en jy nooit so in onsself ingetrokke wees, en mag ek nooit so belangrik wees, dat ek nie oral waar ek gaan, die Here kan aanbid en hom kan dien in my volheid, en met alles wat ek is en wie ek is nie. Mag ons onsself nooit vir Christus skaam nie. En ek gaan vanoggend saam met jou bid. Mag ons vrykom van dit, mag ons, ek wil sê, oor onsself kom, en mag ons, soos wat Paulus sê, spog in ons swakheid. Hy sê, ek spog in my swakheid, hy sê, want dit is dan wanneer die krag van God ten volle in my lewe werk. En ek is die eerste wat vandag vir jou sê, ek is swak, ek is nietig, ek is klein, sonder die Here kan ek nie. Kom ons bid vir hom. Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om in U diens te kan staan. Here, dankie dat ons U kan ken. En Here, ek vra, vergewe my, en enigiemand wat vandag saam kyk, Here, waar ons onsself dalk al vir U geskaam het in ons lewe. Here, mag ons onbeskaamd staan, Here, en mag ons U woord verkondig. Here, mag ons U opdragte wat U in Matteus 28 vir ons gee om disippels te maak en mense te doop, Here, en mense te leer, en in Handelinge 1 wat U vir ons sê, Here, ons moet gaan en gaan getuig van dit wat U vir ons gedoen het, tot aan die uithoeke van die aarde. Here, mag ons hierdie opdragte van U ter harte neem, skaamteloos die evangelie verkondig, Here. Dankie dat U vir ons hierdie krag ook gee, deur U Gees. U sê ons sal nuwe krag ontvang wanneer die Gees tot ons kom, en Heilige Gees, dankie, Here, dat U vir ons hierdie boldness gee, hierdie krag gee, om te gaan en die woord te verkondig. Ons eer U daarvoor, Here. Ons wil vanoggend vir U sê, ons is nie skaam nie. Ons is trots.
om te kan sê ons is kinders van God. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam gekuier het, en soos altyd, as jy wil uitreik, of daar is 'n boodskap of 'n gebedsversoek, is jy meer as welkom om dit vir ons te plaas, of op Messenger te stuur, of waar ook al. Ons sal jou graag bedien, pad saam met jou stap. Mag die Here jou seën, mag jy 'n fantastiese naweek verder hê. Sien jou Sondag by die kerk. Totsiens.